Hi, ek is Jacob van die Herald en vir Throwback Thursday kyk ons na 13 Februarie 1987. Op die voorblad het die mense van Vriendskapshuise gekla en gesê dat die ou mense afgeskeep en misbruik word deur die gemeenskap. Ek is nou hier so by Marlet wat tans by Vriendskapshuise werk om uit te vind hoe die probleme nou lyk. In 87 het ek self 'n ouma grootjie gehad wat in Vriendskapshuise gebly het, so dit is iets wat my absoluut baie diep raak. As ek van my persoonlike ondervinding kan vertel, ek glo dit gaan so goed met 'n ouer as wat 'n kind van ook na hom kyk. Ons as 'n huis kan net soveel doen van ons kant af, maar ek glo daar's 'n baie groot behoefte vir kinders ook om tog 'n deel van die ouers se lewe te wees, voel ek. En in Vriendskapshuise is nie uitsondering nie. Ek glo ongelukkig kry mense maar in alle plekke daar gevalle waar sekere kinders maar iets vat van hulle ouers, as ek dit so mag stel. En ek glo verseker ons probeer ons bes van ons kant af om dit nie te laat gebeur nie. Vriendskapshuise is nie 'n uitsondering nie en ons het al gevalle gehad daarvan, maar verseker ons het baie goeie maatskaplike werkers wat 'n baie goeie verhouding het. Van dag 1 wat hulle inkom by die huis, nog voor hulle inkom inteendeel, wanneer ons proses teen 'n persoon op te neem. So ons gaan baie vinnig agterkom as daar 'n probleem is in 'n geval. Hulle gaan vinnig agterkom is 'n kind of 'n ouer hier so omdat 'n kind nie na die ouer wil kyk nie en wat oor rede ook al. So ons het die hele proses. So ons gaan vinnig opstel as daar 'n probleem is. So ek glo daai ding is 99% 'n ding van die verlede. Ek is oortuig daarvan. Ek glo dit is iets van die verlede. En die mense het ook gekla en gesê dat die ou mense baie sukkel met vervoer rondom die dorp. Hoe lyk dit vandag? Ek glo verseker vandag daar's 'n baie groot verskil. Soos ek gesê het, in vandag se tyd is daar baie mense wat werkloos is. Dit beteken daar is soveel geleenthede in die dorp om reeds na daai behoefte te kyk wat ek glo mense aangevat het. Ons almal ken die bekende tak in Randfontein. So ek glo dit is en hulle is baie bekostigbaar. Van Vriendskapshuise se kant af, ons het ons eie bussie, so ons is bevoorreg. Ons het 'n dierbare drywer wat ons ou mense rondvoer. Hulle gaan eenmal per week dorp toe. Maar enige behoeftetjies wat hulle het, ons help hulle graag en koop hulle goedjies. So ek glo daar probleme is ook uitgewis. Okay, baie dankie.